Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 19de Mei 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. George Soros is 'n naam wat al hoe meer en meer na vore kom as 'n persoon wat 'n oneindige klomp geld het, wat hy deur sy societies en foundations stoot, om dan uiteindelik 'n politieke doel te bereik. Ons weet dat 'n baie groot gedeelte van finansiering vir die ANC voor 1994 het vanaf George Soros gekom. Hy is dan ook die man wat gesê het, hy was primêr verantwoordelik vir die verandering van die regering in Suid-Afrika in 1994. Hy het dit alles gedoen deur sy Open Society Foundation en hy het hulle amptelik in Kaapstad gevestig in 1993. Lankal betrokke gewees, maar in 1993 het hulle dit openlik in Kaapstad gevestig. Die Open Society Foundation. Wat natuurlik sê, hulle werk op humanitêre projekte. Dit is alles ten gunste demokratiese beginsels en al daardie tipe van goed waarvoor hulle staan. Opvoeding, gesondheidsorg, al die dinge wat ons deesdae sien in die wêreld is besig om die verkeerde rigting in te slaan. Nou ja, George Soros het dan nie net 'n hand in Suid-Afrika gehad nie, maar ook dwars deur die wêreld. En sy betrokkenheid met organisasies raak al hoe meer en meer sigbaar. Black Lives Matter in Joegoslawië, in Servië, Georgia, Oekraïne, Tunesië, Armenië, in Rusland, Sirië, Egipte, Iran, Belarus, Libië, Irak, Sudan, is oral die plekke waar George Soros se foundations baie aktief betrokke is. En almal is om die bestaande regering omver te werp, te ondermyn met die bedoeling dat daar 'n regeringsverandering moet plaasvind. Het sy dit dan deur 'n tipe van 'n Maidan-revolusie of dan, soos ons gesien het, die kleurrevolusies in die noorde van Afrika, is dit baie duidelik dat George Soros aktief betrokke is in 'n ondermyning van demokratiese verkose regerings. En dan het hy natuurlik 'n seun, maar kom ons gaan eers hierna toe waar George Soros gesê het, en hy het hierdie quote gemaak in September 2014. En hy het gesê, I'm going to bring down the United States by funding black hate groups. We will put them into a mental trap and make them blame the white people. The black communities are the easiest to manipulate. Die woorde van George Soros in September 2014. Ons sien dan ook dat hy hierdie Mandami daar in New York ondersteun het, sy verkiesingsveldtog gedryf het, deur aktiewe finansiering te verskaf, en dan sy seun wat nou stelselmatig by hom oorneem, Alex Soros, wat op Januarie in 2024 die volgende op sy tweet geplaas het, wat dan vra vir die elimination of President Trump, nommer 47. En dit is hierdie prentjie van 'n koelglas met 'n gat deur en dan 'n handvol dollars wat as beloning gegee word vir wie dit ook al sou uitvoer. Dit is dus baie duidelik dat die hele Soros uitgangspunt is ondermyning en vervanging van konservatiewe, patriotiese regerings na
uh, die liberale tipe van regerings wêreldwyd. Hy ondersteun dan ook aktief die demokrate en dwars deur Europa waar daar op hierdie stadium liberale regerings aan bewind is, het George Soros 'n aandeel in gehad. En hy het sy seun natuurlik goed opgelei wat dieselfde taal as hy toenemend praat. Dan vra mens onwillekeurig die vraag, wanneer gaan daar teen hulle opgetree word? Wanneer gaan iemand aksie neem teen die ouens wat die anti-ICE in Amerika finansier? Daar die proteste wat gehou word sodat die immigratiebeamptes nie die onwettige immigrante mag arresteer nie. Daai proteste wat hulle daar hou, wat op 'n stadium baie hoogtyd gevier het, dis duidelik dat hulle gefinansier word. Wanneer hulle op 'n plek aankom, al is dit vinnig en haastig, dan het hulle reeds gedrukte plakkate. Om daardie tipe van goed te doen, kos baie geld. Maar dit wil lyk asof die lyne daarom opgetel word en dat die wêreld van George Soros en sy seun Alex al kleiner beginne raak. En ek glo dat daar wel aksie geneem gaan word teen hulle. As ons luister, this woman stood up. I looked at her immediately. She had money. She wasn't they get paid for it. They're professional from Soros and other people. And we're going to look into Soros because I think it's a RICO case against him and other people. Because this is more than like protests. This is real agitation. This is riots on the street. And we're going to look into that. What do we do about our country with that? Because we have radicals on the right. I had one the other night. I went into a restaurant and this woman... Dit sê vir ons dat selfs die Trump-administrasie baie ernstig kyk na die aksies en optrede van George Soros, want Donald Trump sê hier, dit is nie gewone protesoptogte nie. Dit is eintlik om 'n opstand te instigeer. Met ander woorde, dit aan te moedig, deur geld te gee om die huidige regering in Amerika omver te werp. En ons in Suid-Afrika is al deur daai proses. Ons het daar deur gegaan. Maar ons moet besef dat soos die magte om George Soros gaan beginne inkruip na hom toe. Hoe nader dit kom, hoe groter is sy kanse dat hy permanent uit die FSA uit gaan skuif. Londen toe en van Londen af uit die aard van die saak is dit Suid-Afrika toe. Ons is lank nie ontslae nie. Inteendeel, ons het nog nie eens begin om ontslae te raak van hierdie organisasies soos die Open Society Foundation van George Soros, wat al hierdie aksies in Suid-Afrika ook beplan. En ek sal nie verbaas wees as daar miljoene dollars vloei na organisasies wat George Soros se belang uitstrewe nie. Dit uitleef, dit bevorder nie. So ek voorsien dat organisasies soos die Dula baie geld gaan ontvang. Enige iemand wat huidiglik in Suid-Afrika chaos en amok saai, word waarskynlik gefinansier deur George Soros en hy kry weer sy finansiering vanaf die Wêreldekonomiese Forum. In baie gevalle maak hy gebruik van politieke skenkings om operasies binne in 'n land te finansier. Met ander woorde, hy kry 'n sekere hoeveelheid geld by 'n regering en hy gebruik daai geld om die regering te ondermyn en uiteindelik tot 'n val te bring. Wat presies hulle oogmerk in Suid-Afrika is, sal net tyd vir ons leer. Maar ek dink, hulle is nie hier om dowe neute nie. Hulle is hier om 'n vaste plek te kry, soos wat hulle lewe al hoe kleiner raak in Amerika en natuurlik in Europa. Veral as Europa in 'n oorlogssituasie
volskaals met Rusland sou ingaan. En tans blyk alles daarop dat dit gaan gebeur. En dan gaan hierdie karakters almal Suid-Afrika toeskuif. Hier is hulle diep ingekruip met die regering. Die regering kan hulle nie weier nie, want hulle skuld te veel geld aan hierdie organisasies, hierdie foundations, en ons moet aanvaar dat ons nog baie van George Soros in Suid-Afrika gaan hoor en sien. En as dit nie George Soros is nie, dan is dit by monde van sy seun Alex Soros. So ons moet bewus wees hiervan, want dit hou vir ons 'n groot gevaar aan, want ons ken nie die agenda wat hulle dryf nie. Waarheen hulle wil gaan, met waarna toe is hulle op pad, wat wil hulle uiteindelik bereik? Is dit om meer geleenthede te skep, om dalk beheer van die regering oor te neem, deur sekere gekose kandidaate daar te stel en hulle finansiëel sodanig te ondersteun dat hulle wel inkom tot voordeel van die Sorosse van die wêreld. En dit hou vir ons as gewone burgers, konservatiewe inwoners van Suid-Afrika 'n groot gevaar in. En ons moet wakker loop en nie dink hulle doen iets tot ons voordeel of ter wille van ons nie. Alles is gemik inteendeel om van ons uiteindelik totaal en al ontslae te raak. Want die agenda wat gespeel word, die vervangingsteorie, die hele strewe om as gode geïdentifiseer te word, is baie hewig in hulle program wat hulle al nou oor die afgelope dekades uitspeel en eintlik nou baie na aan die voltooiing van daardie agenda is. Maar daarmee al vir vandag. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker